dankie, u kan die sitplekke inneem. Ons gaan na die belangrikste deel van die dag toe, en dit is natuurlik die lees vanuit die woord van die Here. So ons lees vanoggend 'n paar gedeeltes, maar almal vanuit Romeine. So ons lees Romeine 1, Romeine 5 en dan ook 'n gedeelte uit Romeine 8. In Romeine 1, ons gaan daar vers 16 en vers 17 saam lees. Kom ons begin daar by Romeine 1. In ons Afrikaanse Bybel is daai 2 verse as 'n gedeelte uitgemerk en die opregverdiging deur die geloof. Dan lees ons daar Paulus skryf, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos dit geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dan slaan ons oor, ons is nou Romeine 5. Romeine 5 vers 1 tot 11. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ons slaan dan oor na ons laaste gedeelte toe, Romeine 8, van vers 9 af. Romeine 8 van vers 9 af. Julle is egter nie meer in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God.
Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees dan net tot daardie 3 gedeeltes vanuit Romeine. Kom ons neem 'n oomblik, ons buig die hoofde en dan bid ons net eers so saam as gemeente voordat ons by die boodskap kom. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons wil U kom loof en kom prys vir hierdie dag. Ek dink weer aan daai ou lied, dit is die dag wat die Here gemaak het. En Here, as ons so die son sien opkom en ons sien die helder dag en ons hoor die voëls, dan besef ons, Here, U het hierdie dag vir ons gegee. En daar's soveel dinge wat ons van selfsprekend neem, Here, waar die woord vir ons sê, elke goeie gawe, elke volmaakte guns daal van bo af neer. Here, dan kom ons op so 'n dag. En ons wil net vir U die lof, die eer, die aanbidding van ons harte gee. Ons wil vir U kom dankie sê, Here. En saam met dit, Here, wat 'n voorreg om op die opstandingsdag as kinders van die Here bymekaar te kom en die woord oop te maak en die stem te hoor. En Here, hoe dikwels maak ons nie staat op daardie belofte, nader tot God en hy sal tot julle nader. Here, en ons is hier om nader aan U te beweeg. Ons is hier om in U teenwoordigheid in te beweeg en die stem te hoor. En bid ons saam met dit, Here, breek vir ons U woord oop, maak ons afhanklik vir hierdie woord en verander ons, Here, trek ons nader aan U deur die woord van God. En sê ons maar net weer dankie, Here, vir al die voorregte wat ons vanuit U hand kan ontvang. Die voorreg te tree vir ons mense, en ons het daardie gebedslys deurgegaan, Here, daardie mense se name genoem, en ons bring hulle na U toe. Ek dink so vanoggend aan klein Ruben, Here, wat vir daardie toetse gegaan het, wat hulle gesê het, dit gaan of 'n pasaangeer wees, of daar gaan selletjies wees wat doodgebrand moet word. En bid ons vir hom, dat U so met hom sal wees, met Dominee Woodford en Nushka, Here, dat U vir hulle rustig sal hou, en weet ons, hulle oë is op U gefestig. Wees met hulle, Here, ook so vir Tannie Sorien, wat die laaste tyd 'n paar keer geval het, en seer is, Here, en miskien nie weet wat die toekoms vir haar hou nie, bid ons, Here, dat U vir haar 'n uitkoms sal gee, wil sy miskien dink daaraan om na familie toe te gaan, of hoe ook al dit sy, dat U met haar sal wees, Here, dra in hierdie tyd. En so, Here, wil ons ook kom bid vir Joshua en Joanne, wat so in die gemeente ingekom het, deel geword het, Here, wat hier ook hulle krag, hulle ywer, hulle energie in die gemeente uitstort, en nou ook gister getroud is, Here. Goeie geleentheid om te wees waar 'n jong man sê, maar ons wil in die oë van die Here verenig wees. Hy het ons bymekaar gevoeg en ons wil in sy naam trou. Here, en bid ons vir hulle huwelik vorentoe. Bid ons vir hulle lewe vorentoe as gesin, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal seën en dat U hulle ook 'n seëning sal maak vir 'n gemeente, vir 'n gemeenskap, vir U koninkryk, Here, dat U vir hulle sal gebruik. Dankie dat ons vir hulle kan kom bid. Here, ook so vir almal in ons gemeente wat ver reis in hierdie tyd, oom Gielele wat Tilbag toe is, oom Albert en Tannie Hanna wat Kaap toe is, miskien ander wat op ver paaie is, oom Melt en Tannie Maureen wat in Lambertsbaai is. Here, al hierdie mense, dat U vir hulle sal bewaar in hierdie Kerstydperk. Ons lees, ons hoor van al die ongeluk op die paaie, Here, en ons wil bid vir ons gemeente. Elkeen wat op die paaie gaan, dat U hand van beskerming oor hulle sal wees. Ons sê vir U dankie dat ons hierdie dinge kan bid, Here, dankie dat ons weet, dit val nie op dowe ore nie, maar dit val op die ore van die lewende God, wat hemel en aarde gemaak het. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Voordat ons met die boodskap begin, oom Wessel, is daar miskien nog batterye, dat ek hierdie net kan uitruil. Ek hoor die mikrofoon krap weer so vanoggend.
Sy, nou kan ons begin. Ons hoop die mikrofoon se krapperigheid is nou ook verby. Ons begin met die teks van oordenking. Dit was vir ons uitstaan in hierdie oggend en dit is Romeine 1 vers 16 en 17 wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En praat ons vanoggend oor die gedagte, en dis nogal 'n wye gedagte, dis hoekom ons so 'n paar gedeeltes gelees het, maar die gedagte is die effek wat die evangelie op ons het. En so naby aan Kersfees praat ons mos nou meer en meer oor die evangelie, dat die Here Jesus aarde toe gekom het, ook vir die doel om te sterf. En daardie evangelie gaan uit, deur daardie evangelie word mense gered, en so kan ons vanoggend weer oor die evangelie praat. Nou, as ek sê die effek wat die evangelie op ons het, praat ek van ons as kinders van die Here, ons wat klaar daardie besluit geneem het, klaar kinders van die Here is, klaar die reddende genade van die Here ervaar het. Ons as kinders van die Here kyk, watter effek het dit op ons? So ons kyk vanoggend vanuit 'n ander oogpunt as kinders van die Here. Nou voordat ons dit doen, kom net eers op dieselfde bladsy, terwyl ek nou met my studies en goed besig is, nou praat hulle baie oor 'n verwysingsraamwerk en 'n vertrekpunt, dat 'n mens dit op dieselfde bladsy moet wees, dat jy weet wat jou vertrekpunt is. Nou, as ons praat van die evangelie, dan praat ons van die boodskap van die Here Jesus Christus, dat hy gesterf het aan die kruis, dat hy die mense sonde op hom gedra het, dat hy opgestaan het uit die dood oorwin het, dat hy opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, en nou redding bied vir elkeen wat in hom glo. Elke persoon wat hulle geloof in hom plaas, maak hy kinders van God. Hy red hulle siele uit genade. Dit is die enigste, die ware evangelie. Nou Paulus praat ons van ander evangelies waar mense kom byvoeg en wegvat en verander. Hierdie is die ware evangelie. Die vers wat dit sekerlik, ek wil nie sê die beste definieer nie, want ons so baie verse, maar een wat vir ons bekend is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die evangelie in een vers. En daarom beteken die woord evangelie in Grieks, ek dink ons het al daaroor gepraat, evangelion, dit beteken goeie nuus, die goeie boodskap. En wanneer ons Romeine 5 lees, of toe ons dit gelees het, dan verstaan ons hoekom dit die goeie boodskap is. Julle het nou vrede met God. So dis die evangelie. Maar ons aanskou dit nou vanuit 'n ander oogpunt, want ons is kinders van die Here, ons het dit ervaar. Nou wil ons weet, maar wat beteken dit nou nog vir ons? Wat sê die woord? Wat het die effek het die evangelie op kinders van die Here? En dis hoekom ons by die boek Romeine is. Die boek Romeine is een van die boeke in die Bybel wat die evangelie die meeste verklaar, die meeste daaroor in diepte ingaan en dit so vir ons verduidelik. Die openingsvers van Romeine. Die openingsvers sê Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. So hy kom bring dit dadelik in lyn. En hanteer ons die evangelie. En dan as 'n mens kyk hoe Romeine aan mekaar gesit is, hoe dit saamgestel is, Romeine bestaan basies uit 3 hoofgedeeltes. Die eerste gedeelte, hoofstuk 1 tot 8, is teologies, leerstellings. Hy kom verduidelik dit in diepte. Dan hoofstuk 9 tot 11 praat hy oor die Jode en wat God se plan nou met hulle is. En dan hoofstuk 12 tot 16, dan raak hy prakties. Dis hoe 'n mens hierdie leerstellings, dit wat ek vir julle gesê het, dis hoe 'n mens dit uitleef. En dis hoekom hoofstuk 12 begin met jou lewe moet 'n offer aan die Here Jesus wees. Nou die rede hoekom Romeine so leerstellig van aard is juis om dit vir ons uit te lê, sodat ons antwoorde daaruit kan kry. En dan die praktiese sy, hoe ervaar 'n mens dit in jou lewe? So nou kyk ons na die boek Romeine,
En ons begin met 'n vraag, en dit is, het die evangelie nog effek op ons, wanneer ons reeds kinders van die Here geword het? Ons het die goeie boodskap gehoor, ons het dit ervaar, dit aanvaar, het dit nog 'n effek op ons? Want die effek daarvan om kinders van die Here te wees, stop nie daar nie. So met sulke vrae gaan ons na Romeine toe, goeie plek om antwoorde te soek, aan die leerstellige kant en aan die praktiese kant. As kinders van die Here het ons die goeie boodskap aangeneem, ons is lief vir die evangelie. Ek dink as kinders van die Here kan ons dit met vrymoedigheid sê, ons is lief vir die evangelie. Maar wat beteken dit nou vir ons? Waar stop die effek van die evangelie? Of is daar 'n blywende effek? Is daar dele van die evangelie wat nou nog duidelik in ons lewens sigbaar is? En so in Romeine 1 sien ons al klaar die antwoord, die teks van oordenking, dit waarmee ons begin het, die boodskap, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood, ook vir die Griek. En ons verstaan dit. Ons ervaar dit as kinders van die Here, maar dan vers 17, hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige, die persoon wat 'n kind van die Here is, wat reeds gered is, die regverdige, sal uit die geloof lewe. So dis 'n lewe. En daai woord in die Grieks wys vir ons, dis iets wat aanhoudend is, dis iets wat altyd van krag sal wees. Elke oomblik waarin ons is, lewe ons deur die geloof. Dit is nie iets wat agtergelaat kan word nie, dis iets wat saam met ons gaan. Die evangelie het elke oomblik effek op ons lewens. Nie net die dag wat ons gered word nie, maar vir die res van ons lewens. Daarom gaan ons vanoggend kyk, wat is die effek? Hoe ervaar ons daardie effek? En gaan ons na hierdie verskillende gedeeltes kyk, sodat ons kan verstaan wat die rykdom daarvan in ons lewens is, sodat ons dankbaar kan wees vir hoe hierdie boodskap ons lewens verander het, maar steeds dag na dag met ons is. Watter effek het die evangelie op ons? En ons gaan so 'n paar, terwyl ons deurgaan, so 'n paar duidelike goed noem, maar dan hierdie duidelike goed het 'n groot effek op ons lewens. En die eerste gedagte wat ons hanteer is, ons ontvang die ewige lewe. Ons het gelees, Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Romeine 5 leer vir ons, wanneer iemand gered word, is daar dadelik twee dinge wat met hulle gebeur, wanneer hulle kinders van die Here word. Die eerste is, hulle word geregverdig. Hulle status voor die Here verander, van iemand wat skuldig is oor hulle sonde, na iemand wat geregverdig is, deur die Here Jesus Christus. Hy het die prys van die sonde gedra. 'n Mens is nou regverdig in die oë van die Here. 'n Mooi verduideliking hiervoor, die woord geregverdig is, as 'n mens in 'n hof verskyn, wat nou nie een van ons is nie, ons gaan ons nou nie sommer in 'n hof wees nie, maar dan sal ons klagtes teen 'n persoon, dan sê hulle dit en dit en dit en dit, het jy verkeerd gedoen, hoe pleit jy hierop? Alles hierdie dinge wat jy verkeerd gedoen het. En dan kan die regter nou uiteindelik sê, jy is skuldig of jy is onskuldig. Maar as die regter daai woorde uiter, hy sê, jy is onskuldig bevind, dan sê dit, jy het nie hierdie dade, jy dra nie die straf vir hierdie dade nie. En so as die Here vir ons sê, julle is regverdig verklaar, deur die groot regter, die Here Jesus Christus, dan sê dit, julle is nie skuldig vir hierdie dinge nie. Hy het ons regverdig verklaar. Die tweede ding wat gebeur, wanneer iemand 'n kind van die Here word, is hulle word gered van die toorn. Die toorn van God. Omdat hulle geregverdig is deur die Here Jesus, dra hulle nie die straf nie. Dit ontvang 'n mens deur die ewige lewe. Romeine 5 vers 21, sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. So ons kan dit eenvoudig sê, 'n kind van die Here gaan hemel toe. Hulle gaan nie hel toe nie. Dis nou baie eenvoudig gestel. Ons het die ewige lewe. As iemand die evangelie verwerp,
dan is hulle bestem om te sterf, hulle is onder die toren van God, maar as iemand die Here aanvaar het, het hulle die ewige lewe in dit wat kom. So dis die maklike gedeelte, die eenvoudige gedeelte, maar dit het 'n blywende effek op ons. Die feit dat ons kinders van die Here is, die feit dat ons die ewige lewe het 'n blywende effek op ons. Nou, hoekom sê ek so? Want dit verander ons hele gedagtegang. Iemand wat die ewige lewe het, lewe in sekerheid. Mense wat dit nie het nie, is onseker. Hulle is onseker oor wat hierdie lewe inhou. Hulle is onseker van wat hulle nou op aarde moet doen, hoe moet hulle lewe, wat moet hulle doen. Hulle is onseker oor wat die toekoms hou, hulle is onseker oor die dood. Maar sodra ons die ewige lewe ontvang het, verander dit ons hele perspektief. Want nou sien ons 'n ewigheid. Mense hier op aarde sien net 'n kort tydjie, hulle sien die hier en die nou. En wat doen ek in hierdie tydjie en wat doen ek in hierdie lewe, maar sodra ons gered word, dan maak ons oop. Dan sê ons, hierdie is 'n kort tydjie, daar's 'n ewigheid wat wag. So dit verander ons hele perspektief. En wanneer 'n mens se perspektief verander word, as die dinge wat jy glo verander, dan verander dit ook die manier wat ons lewe. Dit het 'n effek op hoe ek lewe. Die woord vergelyk dit met iemand se burgerskap. Hy sê, Filippense 3 vers 20, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Nou as 'n mens 'n burger van 'n land is, dan sê dit mos baie van jou. Ek sien nou die dag iemand in 'n winkel stap, hy sê my DNA is in die RSA. As 'n mens weet iemand van Suid-Afrika is van Suid-Afrika af, dan weet jy dadelik, die persoon het uithou vermoë. Die persoon kan 'n effek op hoe ons aantrek, dit het 'n effek op hoe ons praat. Ek dink nou so aan oom Thys en tannie Martie se klein seun wat nou in Nederland is met sy in die Nederlandse winter met sy kort broekie, sy boerhempie en sy boerhoed. Mense kan sien hy is nie van Nederland nie. Sy burgerskap is in Suid-Afrika. En so omdat ons burgerskap in die hemel is ons verteenwoordigers van die hemel, is ons verteenwoordigers van ons hemelse Vader. Dit verander ons optrede. Ons fokus is anders. Ons fokus nie op hier en nou nie, ons fokus op, daar's 'n ewigheid wat wag. So die eerste blywende effek wat die evangelie op ons het is, ons het die ewige lewe, dit verander ons fokus, dit verander die manier wat ons lewe. Saam met dit, die tweede ding wat die evangelie duidelik in ons lewens doen is, ons word deel van 'n familie. Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. In die vers sien ons, daar's iets gebeur, 'n mens aanvaar die evangelie, jy aanvaar die Here Jesus as verlosser, jy word 'n kind van die Here, maar jy word deel van die kinders van die Here, jy word deel van 'n geestelike familie. Jy word deel van 'n groep mense. Nou gaan ons na die woord toe, en die woord leer vir ons, in die Nuwe Testament was dit uiters belangrik gewees, en ek het al vir u die konsep verduidelik. In daai tyd as jy gesê het, ek is 'n Christen, ek het die Here Jesus aanvaar, is jy dadelik soos 'n uitgeworpene hanteer. Jou familie wou jou nie meer hê nie, jou werk het jou baie keer afgedank, as jy besigheid gehad het, wou mense nie meer by jou koop nie, so daai mense is uitgestoot uit die samelewing uit, want hulle is nou Christene. Maar toe word hulle deel van 'n ander groep mense, hulle word deel van kinders van die Here, hulle het mekaar ondersteun, hulle het mekaar bygestaan, hulle was daar vir mekaar. En hulle het met die fisiese goed ook, het hulle gehelp, mekaar bygestaan. So kinders van die Here in die Nuwe Testamentiese tyd was baie naby aan mekaar gewees, hulle was 'n geestelike familie, hulle het mekaar ondersteun, die laste gedra, fisies gehelp, deel van daai groep mense. En dan het hulle ook, en dis ook so belangrik, saam vir die Here gewerk. Hulle was 'n deel van die liggaam van Christus. Romeine 12 vers 4 en 5. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Hulle het saam vir die Here gewerk. En dit gebeur met ons.
As ons die evangelie hoor en ons aanvaar dit, dan dink ons baie keer dis geïsoleer, dis net ons en dis net ons in die Here en dit affekteer nie ander mense nie, maar dit doen. Die Here sê, as jy my aanvaar, dan word jy dadelik deel van die onsigbare kerk van Christus. En ons noem dit die onsigbare kerk omdat niemand dit fisies kan sien nie, want dis oral, elkeen wat gered is. Dit sluit alle kinders van die Here in. Dis nie soos 'n gebou wat gesien kan word nie. Ons is die geestelike familie van Christus. Ons is die kerk van Christus. So het iemand een keer vir my gesê, ek dink ek was nog 'n student gewees, toe sê ek, welkom in die huis van die Here. Toe sê hulle vir my, dis nie welkom in die huis van die Here nie, dis welkom by die huis van die Here, want ons is die huis van die Here. Ons is die liggaam van Christus. So ons vorm deel van 'n groep mense, en so vorm ons deel van 'n gemeente, soos wat dit in die Nuwe Testament presies gebeur het. Ons lees daarvan gemeentes. En in hierdie gemeente ondersteun ons mekaar. As ons na die Nuwe Testament kyk, Efesiërs leer dit mooi, dan vorm ons hierso 'n gedeelte van die liggaam van Christus. Ons word deel. En ons werk saam vir die koninkryk van die Here. Want as deel van hierdie liggaam het ek 'n belangrike werk. Anders lei die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid lei al die lede saam, as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So nou is daar iemand wat sê, ek onttrek my, ek gaan nie deel van 'n gemeente wees nie, ek gaan nie deel van 'n gemeenskap wees nie, ek onttrek my, dan is dit soos om 'n vinger af te kap en om een kant te sit. Hy kan niks vir die liggaam beteken, daar op sy eie waar hy een kant lê nie. Die Bybel sê vir ons, as een lid lei al die lede, as een lid geëer word, al die lede saam bly. So ons gesindheid is nooit, dis ek op my eilandjie en ek alleen nie, ons gesindheid is, ons is deel van die liggaam van, ons is deel van 'n geestelike familie, en wanneer ons dit besef, wanneer ons dit uitleef, dan besef ons hoe baie sê die woord hieroor. Oor naaste liefde, gemeente wees, oor eensgesindheid. Ons kan die vrug van die Gees vat, al daai goed word uitgeleef teenoor kinders van die Here. So baie gedeeltes word uitgeleef in die liggaam van Christus. En as iemand hulle nie as deel sien van die familie nie, as hulle buite staan, as hulle dit alleen probeer doen, dan is daar 'n probleem. Want deel van die effek van die evangelie is, ons vorm deel van 'n familie in Christus Jesus. En saam met dit, ons kyk na ons volgende gedagte, die effek wat die evangelie op ons as kinders van die Here het, is, ons het die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Een van die grootste effekte van die evangelie is die feit dat as iemand 'n kind van die Here word, dan ontvang hulle die Heilige Gees. Duidelik in die gedeelte, en ander gedeeltes, ek dink die bekendste een, 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. Ek het eers gedink, ek moet dit nie eers noem in die boodskap nie, dis eintlik voor die hand liggend. Maar hoe kan 'n mens praat oor die effek van die evangelie sonder om oor die Heilige Gees te praat? Dis net onmoontlik. Nou, iets wat vir my altyd 'n aangrypende gedagte is, ons word groot met die gedagte van die Heilige Gees, ons word groot met die gedagte van, as jy gered word, is die Gees in jou, en baie mense sien die Heilige Gees as apart. Jy het God die Vader, hy is in die hemel, hy is daar bo almal, jy het die Here Jesus Christus, hy is aan die kruis, en dan sien mense hom partykeer net daar, hulle vergeet, hy het opgestaan, opgevaar, hy is aan die kruis, en dan die Heilige Gees, wat hier is, wat daardie werk doen. Maar, as 'n mens aan die woord gaan kyk, dan vorm die Gees steeds deel van die drie eenheid. So wanneer die Heilige Gees binne in ons kom woon in 'n mate die drie eenheid in ons. Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord wat so sê. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en hoor dan wat sê hy, en ons, die Gees is deel van 'n drie eenheid, ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak.
Efesiërs 3 vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, Christus in julle harte woon. So die drie eenheid is by ons teenwoordig. Dit moet 'n blywende effek op ons hê. Daar's geen manier dat dit nie iemand se lewe kan verander. En daarom, kyk wat doen die Gees in ons lewens, dag na dag. Dit begin met sekerheid, die dag gered word. Romeine 8 vers 16, ons het dit gelees, die Gees getuig self, saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en aan ander gedeeltes, hy gee aan ons sekerheid. Saam met dit, ons kan nie weer verlore gaan nie, Johannes 10 vers 28, ek gee julle, hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, niemand sal uit my hand ruk nie. Die woord praat oor verseël deur die Heilige Gees. Hy gee sekerheid, hy help my, hy verseël my dat ek nie verlore kan gaan nie, en hy help my, dag na dag. Want, iemand wat seker is van hulle saak, werk en stry ook anders vir die Here. Iemand wat weet hulle is sy kind, iemand wat weet die Here is by hulle teenwoordig, hulle werk anders vir die Here. En dan natuurlik die leiding van die Heilige Gees, die feit dat hy met 'n mens is, Romeine 8 vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hy lei ons in wat reg en verkeerd is, hy lei ons in wat ons moet doen, hy lei ons in die waarheid, hy help ons om te verstaan wat die woord sê, hy help ons om te verstaan hoe moet ons die woord toepas in ons lewens, alles deur die Heilige Gees. Hy help ons om heilig te lewe, hy breek die houvas wat sonde op ons het, nou weet ek, is baie mense wat praat oor die bindinge van sonde en die houvas en die familiebloed en al die goed en ek weet nie wat se lys dinge het hulle nie. Die woord sê vir my in Christus is ons meer as oorwinnaars. En dit deur die Gees wat in ons woon, hy gee oorwinning. Hy maak enige houvas wat daar is los deur die Gees. Ons lees dit in Romeine. Die Gees help ons ook om te bid. Romeine 8 vers 26, so kom die Gees ons swakhede te hulp. Ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En dan die bekende Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, en so kan ons aangaan. Ek dink die effek wat die Heilige Gees op ons het is meer as wat ons ooit sal verstaan, meer as wat ons kan doen. Maar wat ons wel weet is dit het die effek op ons, want die Gees is met ons. Die tweede laaste gedagte wat ek met u hanteer vanoggend is, ons het altyd hoop. Dis ook die effek wat die evangelie op ons het. Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. So die Gees vorm so kerngedeelte daarvan, maar saam met dit, die hoop beskaam nie. Paulus praat met kinders van die Here, hy sê hulle die evangelie ontvang, hulle roem in hulle verdrukkinge, hulle roem in moeilike tye, want verdrukking bring lydsaamheid, lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid lei altyd na hoop. Die hoogtepunt van hierdie verse wat hy sê is, die hoop beskaam nie. Iets wat kinders van die Here altyd het, wat niemand anders in hierdie kan staat maak nie. Kinders van die Here het altyd hoop. Nie mensgemaakte hoop nie, nie valse hoop nie, ware hoop van die Here af. Romeine 8 vers 24 en 25, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So mooi gedeelte. Dit sê Bybelse hoop is nie soos ons Afrikaners baie dit gaan gebeur, nou hoop ons maar vir die beste nie. Hierdie is 'n vaste sekerheid vir die hoop in die Here Jesus Christus en 'n hoop op die toekoms. En dan brei alles van hier af net uit. Dit wat ons oor al gepraat het, die ewige lewe. Ons het hoop, want die lewe is nou maar kort. Ons het die ewige lewe, ons het hoop. Daai hoop in Christus. En daarom reg deur die eeue heen, gaan kyk maar in die moeilike tye. Ek dink ons lewe nou in 'n redelike gemaklike tyd. En ek weet mense sal met my stry, maar gaan kyk bietjie wat is Christene al deur in die verlede. Gaan kyk met wat in Duitsland gebeur het, gaan kyk met ons eie
voorvaders met die Franse hugenote wat die Christene vermoor is en uitgejaag is, gaan kyk met ons eie volk se lang geskiedenis en die Christene se geskiedenis in die land. Wat is hulle al alles deur moeilike tye, swaar tye, depressiejare, vervolginge, alles, en wat het uitgestaan van kinders van die Here? Hulle het altyd hoop. Hulle het altyd hoop. Kyk nou na alles wat in ons wêreld gebeur. Ek gaan nie daarop uitbrei nie. Ons eie land. Ons hoef nie moed te die wêreld gebeur nie, maar in ons eie alledaagse lewens. Ons hoef nooit op 'n punt te kom waar ons sê dit is 'n hopelose situasie nie, nooit nie. Want die Here kan dit in 'n oogwink verander. Daarom het ons hoop in enige situasie. Ons het hoop vir enige gesin, ons het hoop vir enige huwelik. Want die Here kan intree. Ek dink hier het my preke nou deurmekaar geraak. Nou is ek terug by die huwelik van gister. Daar's altyd hoop. Maar deur alles, kyk waarop is ons hoop gefokus. Ons hoop is altyd gefokus op die Here Jesus Christus. Oë gefestig op hom, die leidsman en volëinder van ons geloof. Ons het hoop. Ons sal altyd hoop hê. Dis die effek wat die evangelie op ons het. Maar dan ons laaste gedagte. Ons kan nie oor die evangelie praat sonder om hieroor te praat nie. Ons het 'n boodskap. Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood, ook vir die Griek. So ons het begin by Romeine 1, ons is deur, ons het in Romeine 5 gedeeltes aangehaal, ons het in Romeine 8 gedeeltes aangehaal, nou is ons terug by Romeine 1, ons voltooi nou eintlik net die sirkel. Een van die grootste effekte, ek het dit al 'n paar keer gesê vanoggend, een van die grootste effekte wat die evangelie op kinders van die Here het, hulle het 'n boodskap. Dis letterlik in die woord, evangelie, die goeie, die blye boodskap. Ons weet die Here het vir sy kinders die opdrag gegee, sy disippels die opdrag gegee, hulle moet gaan, verkondig die evangelie. Markus 16 vers 15, hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie, die goeie boodskap, aan die ganse mensdom, hulle gedoen het. Kyk Petrus se toespraak in Handelinge 2, hier het hy 'n, ek wil amper sê 'n gehoor, hy het 'n verhoog, hy kan met die hele Jerusalem praat, al die mense bymekaar, en wat is sy boodskap vir daai mense? En elkeen wat in die naam van die Here Jesus aanroep, sal gered word. Hy het die evangelie gedeel. Die evangelie op ons het, is die feit dat ons 'n boodskap het. Ons het goeie nuus om met mense te deel. Veral as ons na Romeine 5 kyk. Iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, is maar eintlik 'n hartseer, 'n moeilike beeld om te sien. Hulle het nie vrede by God nie, hulle is vasgevang in hulle sonde, hulle staan onder die toorn van God, hulle het eintlik geen toekoms nie, hulle het nie hoop nie, hulle gaan hel toe, en nou het ons 'n boodskap vir hierdie mense. Seker die beste boodskap wat hulle ooit kan hoor. Die goeie nuus. Hulle kan gered word, hulle kan verlos word van hulle sonde, hulle kan vrede hê met God, hulle kan die ewige lewe ontvang, 'n kragtige, lewensveranderende boodskap wat moet uitgedra word. Veral in die Kerstydperk. Die krib lei na die kruis. Die kruis lei na mense wat ons het die taak om hierdie boodskap uit te dra. Wat help die kerk het hierdie goeie boodskap, hierdie mooi boodskap, en ons het mense wat dit nodig het, maar ons bly stil. Ons het 'n boodskap om uit te dra. Jesus Christus red. Ons moet die boodskap uitdra. En met die boodskap wat ons het, sluit ek dan vanoggend af. Die evangelie het 'n blywende effek op ons as kinders van die Here. Ons het die ewige lewe, dit verander ons perspektief, dit verander die manier wat ons lewe. Ons is deel van 'n geestelike familie, ons is nooit alleen nie, ons vorm deel van die liggaam van Christus, altyd ondersteuning. Ons het die Heilige Gees wat vir ons sekerheid gee, wat ons verseël, wat ons dag na dag help, wat ons lei in heiligheid, al die dinge deur die Gees. Ons het hoop altyd as kinders van die Here. En die laaste waarna ons gekyk het is die feit dat ons 'n boodskap het om aan die mensdom uit te dra. En ons moet dit gaan toepas.
Dit is baie duidelik, die evangelie het 'n groot effek op ons lewens, nie net die dag van ons redding nie, maar vir ons lewens, die res van ons lewe. Dit verander ons gesindheid, dit verander ons gemoed, dit verander hoe ons lewe. Dit is geen wonder, ek dink is Charles Spurgeon wat gesê het, kinders van die Here het die evangelie lief. Hy sê dit nie. Want kyk watter verandering het hierdie boodskap in ons lewens gebring. Kyk wat 'n verskil het die evangelie gemaak. Kyk wat 'n verskil maak dit vandag. So daarom kan ons saam met Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God. Daarom kan ons vandag vir die Here dankie sê, vir die effek wat die evangelie op ons het, maar aan ons verantwoordelikheid. Hierdie boodskap moet uitgedra word. Ons het die boodskap ontvang, nie om stil te bly en dit vir onsself te hou nie, maar wat het ons gelees daar in Markus? Verkondig dit aan die ganse mens. Daar's mense wat hoop nodig het in hierdie Kerstydperk. Daar's mense wat gebroken is, daar's mense wat hopeloos voel. Ons het die boodskap. Ons het die goeie nuus. Ons kan dit met hulle deel. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons weet nie altyd met sulke tye en as ons soveel inligting ontvang en as ons hierdie dinge leer wat om te sê anders as dankie Here. Ons kan nie die volheid daarvan begryp nie, maar ons kan vir U sê ons is dankbaar vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankbaar Here dat U evangelie ons lewens kom verander het. Nie oor iets wat ons is of dat ons goed is of so oulik is nie Here, maar omdat U evangelie die wonderlike boodskap van Christus is. En al wat ons gedoen het, Here, is toe U roepstem uitgaan, het ons geantwoord, gesê, ja, Here, maak my U kind. En dit het ons lewens verander. Dankie, Here, vir hierdie blywende effek wat die evangelie op ons het. Maar saam met dit bid ons, Here, dat ons hierdie boodskap sal uitdra, dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee, die geleenthede sal gee, om hierdie boodskap uit te dra. Ook vir ons in volgende jare beweeg met ons tema van die jaar, dat ons die sout van die aarde en die lig van die wêreld is, Here, dat ons hierdie lig sal laat skyn en die evangelie laat uitgaan. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan bid. Dankie dat ons dit dag na dag kan ervaar. En dankie dat ons oë op U gefestig kan bly. In Jesus naam, amen.